Ons gesels oor kweekpositiwiteit om te kan floreer en vandag oor vier die alledaagse. Ons is soms geneig om te dink dat vieringe net bestaan uit groot oomblikke. Dit kan iets wees soos 'n matriekafskeid of 'n suksesvolle kwalifikasie wat jy bereik of 'n oorseese reis wat jy so lank aan beplan het. En tog is die realiteit as ons bly wag om net tydens groot oomblikke gelukkig te wees, dan is ons lewe nie regtig om te lewe nie. Dit word eintlik mooi opgesom in Spreuke 15 vers 15. Dit gaan altyd sleg met 'n bedrukte mens. Die blymoedige mens se hele lewe is 'n fees. As 'n mens blymoedig kan bly, dan is ons hele lewe feestelik. Dis 'n ingesteldheid wat die alledaagse in fees en vieringe omskep. En die punt hier is nie die omstandighede waarin jy is nie. Dis nie omstandighede wat jou lewe as 'n fees definieer nie. Dis eerder jou perspektief wat die lewe as 'n fees kan raak sien en momente in die lewe as 'n fees kan vier. Dink byvoorbeeld aan 'n gewone dag. Jy maak koffie. Jy beantwoord jou WhatsApps of e-posse. Jy ry rond met verantwoordelikhede wat jy moet afhandel. Jy kom afsprake na. En hierdie roetine kan so alledaags word dat 'n mens eenvoudig die mooie rondom 'n mens miskyk. Dat 'n mens die werklikheid van die lewe naderhand as vervelig en as roetine beskou. Of jy kan dit as betekenisvol beleef. Om die klein maar belangrike seëninge raak te sien en dit voluit te ervaar. Die geur van jou koffie of tee, die glimlag van 'n lewensmaat of 'n kind, die mooi blommetjie langs die pad, die besondere manier wat 'n ligstraal iets net laat uitstaan en helder verlig. 4 klein oorwinnings, speel lekker musiek. Sonja Lyubomirsky se navorsing beklemtoon dat dankbaarheid vir die daaglikse besonderhede juis lewensvoldoening verhoog deur wat sy noem 'n positive bias, 'n geneigtheid om die positief raak te sien en na daardie kant toe oor te hel, dit juis te skep. En dis die geneigtheid om eers die positiewe raak te sien en te beleef. En hierdie ingesteldheid help ons om juis geluk nie as net 'n eindpunt te sien nie, maar as iets wat in die proses ook gevind word. Dink sommer nou aan 3 eenvoudige goed wat bydra om vandag 'n fees te maak. In my geval is ek dankbaar dat ek hierdie navorsing vanoggend kon raaklees, dat ek mense kan inspireer met hierdie video's, dat ek lief kan wees vir my liefmense. Leef geïnspireerd.